Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons kyk vandag na Genesis hoofstuk 43 en my tema vandag is manipulasie is nie nodig nie. Ons is nog steeds besig met die storie van Josef wat in Egipte is, sy broers wat by hom aangekom het, daardie hele episode wat besig is om uit te speel. En in vers 11 van Genesis 43 lees ons: uiteindelik het Jakob toegegee. As dit nie anders kan nie, gaan dan maar. Julle moet julle sakke vol maak met die beste wat ons land het en neem vir die man 'n geskenk. Dis nou vir Josef, né? Maar hulle weet nog nie dis Josef nie. 'n bietjie balsem, 'n bietjie heuning, gom, hars, neute en amandels. Ons sien hierso dat Jakob nou al baie oud is, hierdie geneigtheid het om met geskenke iemand te wil omkoop, iemand se gunste wil wen, iemand se gunste probeer verkry. Ons het dit nou al gesien in sy lewe, as hy nou al gereis het tot hierso waar Jakob byvoorbeeld geskenke vooruit gestuur het aan Esau om sy hart te probeer sag maak toe hy weer met Esau ontmoet het, nadat hy by Laban was vir so lank, 21 jaar. Hierso stuur hy weer 'n klomp geskenke saam met sy seuns om Josef, wat nou in Egipte is, sy gunste probeer wen. En in beide gevalle was dit onnodig geweest, want God het reeds in hierdie mense se harte gewerk en dinge het ten gunste uitgewerk. Dit lyk vir my asof Jakob sukkel om God regtig te vertrou en dan probeer hy in sy eie krag om sake te swaai in sy guns. En dit is elke keer onnodig. Daar is natuurlik nie fout daarmee om eer te bewys wanneer eer dit iemand toekom nie. Is ook nie fout om geskenke te gee aan iemand vanuit 'n opregte hart uit nie. Maar om te manipuleer en om te koop is nie God se manier nie, is nie God se hart nie. Ek moet eerder God vertrou dat sy guns voor my uitgaan en mense se harte swaai om my met guns te hanteer en dat ek guns sal ontvang tot eer van sy naam. Ek hoef nie om te koop nie, ek hoef nie te paai nie, ek hoef nie heuning om die mond te smeer nie. Baie keer laat dit my eintlik soos 'n dwaas lyk en is so onnodig, want God sal sorg dat ek guns beleef waar ek moet beleef, sonder dat ek hoef te manipuleer. Miskien beteken dit vir jou vandag iets waar jy voel jy moet guns probeer koop en jy moet guns probeer wen by mense deur goeders te doen waarmee jy dalk nie heeltemal gemaklik is nie. Vertrou eerder die Here om voor jou uit te gaan en om vir jou guns te bewerk. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U aan my guns bewys. U gaan voor my uit. U berei harte vir my voor. En ek hoef nie te manipuleer en ek hoef nie om te koop of ek hoef nie te compromise nie. U sal vir my guns bewerk. Ek vertrou U in Jesus naam. Amen. Mag jy dit vandag beleef, mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie met iemand en nooi mense om saam met ons hierdie video's te kyk. Tot volgende